Eenheid. So belangrike onderwerp, dankie Elsie jou man. Eenheid is so belangrike onderwerp, want God is 'n God van liefde, sissies. En as daar nou een ding is wat ons sterker aan mekaar kan sit, sissies, is dit liefde. En dis ook al wat ewigheidswaarde het. Om 'n omgee en liefde aan mekaar te kan ondersteun en te kan bid en daar te kan wees vir iemand. Dus dit is so kosbaar, so wonderlik, jy leef Jesus uit. Want ek bedoel, dis wat Jesus kom doen. En kyk wat sê die woord in Galasiërs 13:11. Hy sê verder, broeders, wees bly, word volmaak, laat julle vermaan, wees eensgesind, hou vrede en die God van liefde en vrede gaan met jou wees. Wees eensgesind, hy sê hou vrede. Is jy 'n vredemaker? Sissies, die woord is duidelik daaroor, hy sê, streef na die band van vrede. Hy sê ernstig, Efesiërs 4:3, en ernstig streef om die eenheid van die Gees te bewaar, deur die band van vrede. Eenheid, vrede, daar gebied God sy seën. Hoe maklik kan die vyand kom en hy kan 'n wig indryf en 'n konflik indryf, maar Here, dankie weer, dat ons dinge sal aflê en sê, Here, liefde, vrede, eenheid vanoggend. Dankie vir dit wat die Here instoor het, want die vyand wil inkom, hy wil slag, hy wil steel, hy wil verwoes. Maar Here, die grootste gebod is duidelik, hy sê, wees lief vir die Here met jou hele hart, verstand en jou naaste, soos jouself. Ek wil vir jou sê, as daar nou een doel is wat die vyand wil doen hier op aarde, sy wil eenheid versteur. Hy wil nie hê dan moet harmonie wees tussen jou en God. Hy wil nie hê dan moet harmonie tussen mense nie. Hy wil altyd eruptions en onvergewensgesindheid in dit hê. En daarom moet ek en jy waaksaam wees vir dit. En vrede 'n maker kan wees. Kom ons wees waaksaam, want so maklik dat die vyand jou uit koers en uit die wil van God uit wil bring. Hy het net een doel. Ek wil vir jou sê, hy wil verdeeldheid inbring. Hy wil 'n wig indryf in verhoudings, maar Here, ek kom in opstand teen elke gees van verdeeldheid vanoggend in hierdie plek in die naam van die Here. Daar waar 'n wig ingedryf is deur die vyand en goed wat ons soms sê, dood en lewe is in die mag van die tong. Kom ons spreek seën, kom ons spreek lewe, kom ons spreek guns in mense se lewens in. Kom ons pas God se woord toe. Breek vandag, luister, is jou kans, is jou geleentheid om te sê, Here, ek breek vandag elke skeidsmuur wat ingekom het. As daar iemand 'n verhouding nie lekker het nie, Here, dankie dat U herstel. Dankie vir liefde, dankie vir eenheid. Ek wil die Here loof, ek wil die Here prys en aanbid vir dit wat hy vanoggend gestoor het. Ek bid vir eenheid in jou verhouding met God. Is daar iets in jou verhouding met die Here ingekom het? Praat vanoggend met ons hier onder 'n salwing en 'n krag, dat die Here vir jou kan wys as wat iets verkeerd is in jou lewe. En dat jy dit kan deur toemaak en jy kan aflê. Hoekom is jou verhouding met God belangrik? Want ek moet bid, ek moet kanale oop hê, ek moet deurbrake bid, so my verhouding met God moet die heeltyd reg wees. Ek moet die heeltyd waaksaam wees, hoe ek optree teenoor my naaste, wat ek doen teenoor God. Want die Here, die woord is duidelik, wees lief vir die Here met jou hele hart, met jou hele verstand, jou naaste soos jouself. Ek wil sê, jy kan liefde kan uitgee. En liefde, daai band kan wees, is ons meer as 'n oorwinnaar in Jesus Christus. Liefde, liefde, hy gee oor praat. Hoekom praat ek hier oor? Want dit gaan oor die seën van die Here. Want daar gebied God sy seën. 2 Kronieke 16:9, hy sê, want die Here sy oë deurloop die hele aarde op diegene kragtig te steun, wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Hierin het u dwaas gehandel en van nou af gaan dan net oorloot en jy wees. Die Here sê dit daar vir koning. Maar het jy 'n hart wat werklik op God gerig is? Ons kan nie twee weë bewandel nie, sissies. Want God wil ons kragtig steun, hy wil ons help. Is jou kanale oop na Jesus toe vanoggend? Is jou hart absoluut op God gefokus? Kan jy jou gebede beantwoord en verhoor word in die naam van die Here? Dit is so belangrik om 'n oop kanaal te wees. Daai kanale oop te hê.
Daarom hou ek stilte tyd en ek is lief, ek sien Harriet is ook saam met my. Vroeg in die oggend as ek wag vir hy boodskap en dan stuur ek vir haar 'n boodskap hier 4 uur, soms in die oggenduur en dan bid ons. Hoekom stilte tyd vroeg? Dan die Here met ons praat, as dalk iets sien, ons almal is mense, ons almal is feilbaar, ons almal is onvolmaakte wesens, maar Here, dankie dat ons ingestem sal wees met God se stem en sy Heilige Gees, rig ons, vat ons van oorwinning na oorwinning in die naam van die Here. En as die Here in stilte tyd met jou praat en sê, jy moet vry spreek, dan spreek jy vry in die naam van. As die Here sê, jy het verdeeldheid gesaai oor iemand gepraat, dan moet jy deure toemaak en wag voor jou tong, 'n mond sit, om jou woorde met sout besprinkel sal wees. As die Here met jou praat, bless en seën iemand wat jou te nagekom het, dan bless en seën jy iemand wat jou te nagekom. Die Here praat met ons oor goed. Ek weet nie, maar ek is ingestem net vir een doel, en dit is God se Heilige Gees. Ek is in die moeilike die dag as ek nie God se stem hoor nie. Baie belangrik, God se stem. Dan, Numeri 6:22, die priesterlike seën, vers 24. Die Here gaan jou seën, jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou vrede gee. So moet julle dan my naam op die kinders van Israel lê en ek sal hulle seën. Die woord is duidelik. God wil jou seën, hy wil jou behoed. Die Here wil sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Vanoggend toe ek bid, toe ervaar ek wil jou ryklik bless, ek wil jou seën, want jy is die geseënde van die Allerhoogste. Vyand kom met leuns en twyfel nie. Aansien jy is die kop, jy is nie die sterk nie, jy gaan op in die naam van die Here. En ek weet, Here, herstel daai vrou, geef haar terug dit wat na haar kant toe moet kom. Duidelik, Deuteronomium 28, daai gedeelte staan daar. As ons luister, dat is 'n voorwaarde, as ons luister na sy stem en na sy gebooie. Hier sê vanoggend, en jy hoor weer hierdie woord, wat die van voor af kom, en jy kan weer bevestiging kry, dit wat die Here wil doen in jou lewe. Ons glo nie die leuns van die vyand nie, die Here praat met ons, gee ons 'n belofte in die naam van die Here. God se gedagtes vir jou is vrede, nie van onheil nie, want ek beplan vir jou 'n hoopvolle toekoms. Amen. Om God se woord te kan ken en die Here praat weer met ons. Hy wil jou seën. Psalm 133, hy sê, kyk hoe lieflik is dit dat broers saamwoon. Hy kan ook sê dat susters saamwoon. Dit is soos kosbare olie op die hoof, wat afloop op die baard van Aaron, wat afloop op die soop van sy klere. Dit is soos dou van Hermon, wat neerval op die berge van Sion, want daar gebied die Here sy seën tot in ewigheid. Waar eenheid is guns, is seën. So belangrik vir my, 'n eenheid, 'n man en 'n vrou verhouding ook. Want daar gebied God sy seën en kinders ook. Daar eenheid wat onder kinders en kleinkinders moet wees. En as dit nie daar is, Here, ek is 'n vredemaker, dan begin ek bid en begin intree en sê, Here, dankie, U verander mense se harte. Ek weet U's kragtige bidders, die sissies wat naby aan die Here leef. Dan sê ek, Here, dankie vir die gebed in Jesus naam. Begin mense bless, begin mense seën. Jou verhouding met jou medemens is belangrik. Kolossense 3:13, hy sê, verdra mekaar, vergewe mekaar as die ene ander klag het. Soos Christus julle vergewe het, so moet julle ook doen. Ons moet kan vryspreek. En beklee julle bo alles met die liefde wat die band van volmaaktheid is. Band van liefde. En dan gaan hy verder, laat vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Dat was die geheim. Staan die Bybel oop, en jy kan duidelik Kolossense 3:13 merk, vergifnis, liefde, vrede, dankbaarheid in ons harte. Dan gaan hy verder, hy sê, en beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges, geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid. As hierdie goed sigbaar in jou lewe, innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, geduldigheid, lankmoedigheid. Ek bid vanoggend vir jou, vir eenheid. Ek weet nie waar die vyand inbeweeg, waar hy ingekom het.
Maar Here, dankie vir dit wat hy instoor het vanoggend in hierdie plek in die naam van die Here. Here, bid vir dit wat hy instoor het vanoggend vir elke sussie in hierdie plek in die naam van die Here. Hulle hoor vanoggend hierdie woord. En Here, ek kan net bid vanoggend vir jou verhouding met die Here nommer 1. Dankie Here vir oop kanale. Dat God jou gebede sal antwoord en verhoor. Here, dankie dat U praat vanoggend met vrouens. As daar skeidsmure in hulle lewens is, dat hulle goed kan neerlê in die naam van die Here. Ek wil die Here loof en prys vir die teenwoordigheid van God in ons lewens. U vat vir ons van oorwinning na oorwinning. Joshua het duidelik God se stem gehoor. En die Here het met hom gepraat. En ek sê dankie daarvoor. Here, ek bid ook vir jou verhouding met jou kinders. Ek bid vir jou verhouding met jou naaste. Jou medebroer en sussie, jou sussie wat jy vandag hier te doen het. Here, dankie. Ek wil die Here loof en prys en aanbid. Dat ons mekaar daar sal wees, dat ons mekaar sal ondersteun, dat ons mekaar sal bemoedig, dat ons mekaar daar sal bid. Saam gaan ons die oorwinning behaal. Ek bid vir 'n band van liefde. Ek bid, Here, vir vrede wat in ons harte heers. Dankie vir daai goeie tierheid, vir daai innerlike ontferming, vir daai lankmoedigheid, vir daai geduld. Ek wil die Here begin loof, ek wil die Here begin prys, ek wil die Here begin aanbid. Here, dankie vir U kosbare woord. Ons U woord sal vat en ons eie sal maak. Ek wil die Here loof, ek wil die Here prys en aanbid. Here, seën verhoudinge in die naam van die Here. Ek wil die Here loof, ek wil die Here prys, ek wil hom aanbid